Catch the little foxes, Ammon. Catch the foxes for us, Lord, and little foxes, everyone. So spoil, ruin the vineyards all year long, while our vineyards are in blossom. Guard our hearts, oh faithful King. Keep your love alive within. Let our lives bear fruit for you, pure and holy, ever true. Take away what steals our joy. Ons wil hier met julle gesels oor die klein dingetjies. It is amazing dat hoe die Heilige Gees dinge by mekaar bring sonder dat ons dit beplan. Hooglied in Engels is dit Songs of Solomon. Hooglied, ons gaan lees nou uit Hooglied hoofstuk 2. Moet nog nie op die bord lees nie, blaai net so toe. Die vyand stuur baie keer aanslag oor ons lewe. En die vyand is daar, die woord van die Here sê, om te steel, te verwoes en om dood te maak. En baie keer verwag ons dat die vyand kom met hierdie groot aanslag, met die bazookas, met die machine guns en met al hierdie tanks waarmee hy kom om ons huwelike, ons verhoudinge, en al hierdie dinge aan te val. Jy sien dit van ver af kom, hier kom die duiwel en hy gaan ons versoek en aanval. Maar die realiteit is, die vyand kom nie altyd met sy groot wapens nie. Hy kom nie met hierdie bomme en met hierdie missiele nie. Die vyand kom baie keer deur klein dingetjies waarmee hy ons kom aanval. En net soos wat die klein dingetjies belangrik is daar klein dingetjies wat ook verwoesting bring in ons lewe. En klein dingetjies wat uitdagings veroorsaak. Dis baie keer daai klein dingetjies wat ons mis. Klein dingetjies wat ons oorsien, klein dingetjies wat ons nie raak sien nie, en klein dingetjies wat ons verhoudinge verniel. En ons het die laaste paar weke gesels oor die huwelik, en ek gaan vandag daaraan raak weer, maar ek wil ook vandag dit bietjie uittrek na die verhoudinge tussen ouers en kinders, en verhouding tussen man en vrou. Want ek dink hierdie ding waaroor ons gaan praat vanoggend, kan in beide areas, in relationships, verhoudinge toegepas word. So die titel van vanmôre se boodskap wil ek noem, daar die stoute klein jakkelsies. Sê gou saam met my, daar die stoute klein jakkelsies. Daai jakkalas. En ek wil 'n tema hanteer oor die stille verwoesters van verhoudinge, insluitend die huwelik. Daai stille klein verwoesters van die huwelik en verhoudinge. Daai stoute klein jakkelsies. Hooglied 2 van vers 15. Hooglied 2 van vers 15 lees soos volg. Hy kom en dan sê hy in daai een vers, ons gaan net daai vers lees vir ons kernteks. Hy sê, vang julle vir ons die jakkalse. Maar dan gaan hy aan, hy sê, die klein jakkalse wat die wingerde verniel. Dan haal hy asem, dan sê hy, want ons wingerde staan in die bloei. Nie bloed nie, bloei. Busy blossoming. Kom ons lees dit in die Engels. Hy sê daar, catch the foxes for us. The little foxes that spoils and ruin the vineyards of love, while our vineyards are in blossom. Maak hy dit mooier sin? Hy sê, vang daai jakkalse, en dan sê hy, vang daai klein jakkalse. Those little foxes. So hier in Hooglied lees ons hierdie gedeelte en praat hy van the little foxes, hierdie klein jakkalsies wat die wingerde verniel. Sê gou saam met my, verniel. Jy sien, 'n wingerd in hierdie konteks verwys na die liefdesverhouding tussen man en vrou.
Maar vandag wil ek dit ook interpreteer, die verhouding tussen man en vrou, die huwelik, maar ook ouers en kinders. Of verhoudinge tussen vriende. So kom ons bring dit in die groter prentjie, 'n relationship tussen mense. En baie maal laat ons toe dat die omstandighede en dit wat ons deurgaan, wat so moeilik is, ons oë verblind teen die klein dingetjies, die klein jakkelsies wat inkruip en die wingerde, dit wat veronderstel is om mooi te wees, wat in blossemtyd, wat moet bloei, wat mooi moet wees, te verwoes en dood te maak. Tweedens, die Bybel praat hier, hy sê, die wingerde staan in bloei. Kyk gou in jou oog, wanneer dit lentetyd is, of wanneer 'n wingerd begin bloei, dan sien jy altyd daai klein looitjies, lote wat uitkom, daai groen, klein looitjie wat uitgroei. Jy sien die blare wat uitkom, maar dan sien jy ook daai blommetjie. Baie keer dan sien jy daai blossom. Dit bring die kleur in, dit bring daai mooi vrug, dit lyk net mooi. Die druiwe trosse hang dalk nie daar nie. Dit kom nog, maar die wingerde lyk mooi. Hoekom? Want daar's lewe. Dis nie net daai droë tak wat daar hang wanneer dit nie seisoentyd is. Daar's blare, dit lyk mooi. Daar is lewe. Wat sê hy? Sê die wingerd staan in die bloei. Dit beteken daar's lewe. Die vrug is op pad. Dit beteken, dis 'n mooi seisoen. Dis 'n tyd waar daar goeie dinge behoort plaas te vind. Dis 'n tyd van hoop. Ons verwag 'n seën om te kom. Ek wil amper sê, dis honeymoon tyd. Dis daai verliefdheid. Dis lekker om by my mense te wees. My kinders hou van my, ek van hulle, en ons wil tyd by mekaar sit. Dis nie ek in my kamer, jy in jou kamer, die kinders doen hulle ding en ek doen my ding. Nee, ons soek daai geleentheid. Dis daai samehorigheid, dis daai liefde. Ons wil by mekaar. Dit bloei, daar's blossoms. Maak dit sin? Dis wat hierdie vers sê. Hy sê, die wingerde is besig om te bloei. Dis besig om te ontwikkel. Daar's mooi goeders wat kom. Ja, die groot druiwetrosse hang nog nie, maar ons is op pad daarheen. Beteken daar's 'n proses wat plaasvind. Dis nie oornag nie, daar's niks kits wat plaasvind nie. There's a process of growth. Hoor jy wat ek sê? Dis wat hy hier vir ons sê. So met dit in gedagte, wat dan gewoonlik gebeur het in Israel, in die ooste, en in daai gebiede, wanneer hulle die wingerde plant. Baie maal, deur die seisoene, is die groter druiwe of die groter plante, wat op die wingerde groei, te hoog vir die klein jakkelsies om by uit te kom. So wat die groter jakkelse, die foxes doen, hulle wat dit kan bykom en vreet die vrug af. Wat 'n probleem is, maar wat nie so groot issue is nie. Want die vrug kan weer teruggroei. Maar die uitdaging, die challenge is, die klein jakkelsies, hulle kan nie bo bykom nie. Wat doen hulle? Hulle hardloop deur die wingerde, onder die blare deur. Dan vreet hulle die klein, nuwe looitjies, wat nog sag is af. En die blossoms, daai blommetjies, die sagte looitjies, dit wat môre se vrug moet nog bring. Die môre se druiwe, die toekomstige dinge, die sagte vrug. Daai blommetjie kom die klein jakkelsies, wat hulle kan nie bo uitkom. Dan vreet hulle dit hier onder by die wortel, onder by die takkies af. Wat gebeur as jy die wortel, die nuwe loot, die blommetjie afvreet? Dit gaan dood en daar's nie vrug nie. Want voordat die vrug nog kan kom, het die jakkelsie dit afgevreet. Dis maklik om dit te verstaan. Ja. Amen. Want waar 'n klein plantjie moet groei tot 'n groot ding, kry hy nie eens kans om te groei nie, want die klein jakkelsie het dit gevreet. Klein stoute jakkelsies. Dis wat Hooglied hiervan praat. Wat sê Hooglied hier vir ons? Hy sê, vang julle vir ons die jakkelse, maar dan fokus hy ook, hy sê, en die klein jakkelse, wat doen? Die wingerde
verniel. So hy praat nie net van die wat die vrugte steel nie. Die wat so nou en dan bietjie kom pla nie, hy praat van 'n verniel. En daai verniel beteken in die oorspronklike vertaling verwoes en doodmaak. Wat sê Johannes 10:10? Jy behoort dit te ken in jou gedagtes. Hy sê the thief, die klein jakkalsies, comes only to kill, steal and destroy, verniel. Die vyand kom net. My vertaling, die Satan, die duiwel, die vyand, die jakkals. Die jakkalsies kom net om te verwoes, dood te maak en te steel. Wat nou? Wat gaan ons nou maak? Blaai saam met my in jou Bybel na Kolossense hoofstuk 3. Kolossense hoofstuk 3. Die woord van die Here is duidelik wanneer hy met ons praat. Nou Hooglied, terwyl jy blaai, sê dit mooi, hy sê daar, vang julle vir ons die jakkalse. Hy sê, die klein jakkalsies wat die wingerde verniel. Hoe vang jy 'n jakkals? Met 'n trap, met 'n jakkalsstruik. Maar wat doen jy dan? Vat jy hom net buite die jaar, dan laat jy hom weer weggaan? En wat doen hy? Môre kom hy weer terug. Dan jaag jy hom weg, sê, vat hom! Ga weg! Loop! Trek! Nee, môre kom hy weer terug. Nou Kolossense sê vir ons wat ons moet doen, sien? Baie duidelik, pertinent spreek hy vir ons uit. Kolossense 3 vers 5 sê, maak dood dan julle jakkalsies. Maak dan dood julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgode diens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het. Aan die ander woorde, daar het 'n ding plaasgevind waar iets doodgemaak moes word. Wat is daai dood? Bekering en doop. Met ander woorde, toe ek Jesus aanvaar het, het ek saam met hom gesterf. Dit beteken ek doen nie meer dit wat ek gedoen het nie. Ek moet 'n nuwe mens wees. Nou, hoe kan ek nou as wedergebore, geesvervulde, bloedgewaste kind van God nog steeds klein jakkalsies toelaat in my lewe? Weet jy wat, ek het die klein jakkalsie my troeteldier gemaak. Ons speel nie meer met hondjies nie, ons soek nou klein jakkalsies. Ons het nie meer voeltjies nie, ons soek allerhande inheemse, snaakse diertjies in ons huis. Slange en gogomajorre en ek weet nie wat se torre en goede nog nie. Goed wat met warm ligte aan die gang moet hou, want as die krag af is, dan hulle vrek. Goed wat snaakse wurmpies moet eet en allerhande hooi moet hê en dan moet hulle die ding hê en hierdie snaakse sweefagtige goedjies wat lyk soos vlermuise en allerhande snaakse troeteldiere. Wat doen ons? Ons vat goed uit die natuur uit, dan wil ons dit natuurlik in ons huise maak. En ek verstaan, ek wil niemand judge nie, ek probeer 'n prentjie skets. Goed wat geskep is vir die natuur, wil ons huislik maak en menslik maak. Party van ons poedels moet nog net kan praat. Dis al. En dis reg as dit jou hond is, jou kind is reg. Maar vragtig is liewer vir die hond as vir jou kind. Of vir iemand anders se kind. Ons maak dit wat wild is, wat God geskaap het vir die natuur. Probeer ons troeteldier maak. Waar Kolossense sê, hy sê, maak dood daai lede wat aards. Hy sê wat vroeër deel was. Wat dan nou vir my so mooi was toe Andrei kom getuig en hy sê, vroeër het hulle geken en gesê, hoeveel bure soek jy meneer wanneer hy instap. Want dit was die vroeëre jakkalse
wat hy mak gemaak het. Hy was geken as iemand wat nie gedrink het nie, wat gesuip het. Want, hoor my, as jy by 'n plek instap en hulle sê, goeienaand meneer, hoeveel biere? Sê vir my, jy het 'n naam gehad as iemand wat ken was as iemand wat drink. Kom ons wees eerlik. En nou as hulle jou uitkyk, maar weet jy wat vir my amazing was? Halftyd, toe hulle my daar die Albright Sherry glasie naby hom kom, toe dodge hulle hom, sê, o ja, jy vat nie meer nie. Wat sê my? Die naam het verander, want hy het 'n jakkalsie doodgemaak. En ek sê dit onder die bloed van Jesus, nie uit grootte nie, mag dit so bly. Ons maak dit vas in Jesus naam, dat dit altyd so is, want dit is nie mens wat vry maak nie, dit is God wat vry maak. Maar Kolossense sê, hy sê, maak dood daai klein jakkalsie. Jy sien, as jy hom 'n troeteldier wil maak, gee vir hom 'n naampie. Dan speel ons met hom. Dan vryf ons hom. Jy sien, as jy jou verslaafdheid of jou probleem of jou issue waarmee jy werk vir jare lank mee speel en nie hanteer nie, en dis my issue en ek moet dit hanteer, dan maak jy dit 'n troeteldier in plaas van om dit dood te maak. En jou troeteldier gaan jou byt want hy's wild. Hy het 'n wilde natuur. Jy kan nie speel met 'n klein jakkalsie nie. Hy sê, vat weg die klein jakkalsies. Ja, maar dis my issue. Ek sukkel al jare daarmee. Dis jare se probleem wat jy toelaat. Dis jare se gemors, jare se goed wat jy moet grootmaak, moet doodmaak. Hoeveel keer moet daar nog met jou gepraat word? Hoeveel keer moet daar nog met ons gebid word? Hoeveel keer moet die jakkalse nog deurkom en weer en weer en weer, seisoen na seisoen. Dit wat mooi moet wees, die wingerd wat moet blossom, wat die blommetjies moet dra, wat later veronderstel is om vrug te gee, kom verwoes. Ja, maar Here, dit is maar my jakkalsies. Almal moet maar aanvaar, dis my troeteldiertjie. Wat sê hy daar? Maak dood of maak groot? Kom mense, kom my familie. Kom my Lily, wat sê hy daar? Maak dood, kill. So wie lewe nog, ek? Of is dit Christus wat in my lewe? As ek sukkel om die jakkalsies in my lewe dood te maak, moet ek vra, wie lewe nog? Dan moet ek vra, wie's nog in beheer? Daar's 4 goed wat ek met jou wil deel vanmôre. 4 goed, daar's so baie jakkalse. Ek het gaan kyk en die Heilige Gees vertrou vir iets wat ek vir jou kan gee vanmôre, wat ons kan huis toe vat, en om iets prakties te doen. Want dit help veel ons praat oor 'n jakkals en dan gaan ons huis toe. Hoe gaan ons die goeders hanteer, en dan om iets prakties te vat en dit toe te pas. So, daar's so baie jakkalsies, daar's baie. Maar ek gaan die leiding van die Heilige Gees 4 vinnige jakkalsies identifiseer. En as ons hierdie goed kan begin prakties doen, kan ons dit toepas in ander areas van ons lewe ook. Want ons moet iets doen. Ja, stem julle saam? Amen. As ons niks doen nie, gaan ons nêrens kom nie. God seën net 'n poging. Ja. As jy niks doen nie, kan hy niks seën nie. As jy niks in die grond het nie, gaan daar niks opkom nie. As ek nie 1 miljoen sit nie, gaan daar nie 1 miljoen kom nie. As jy finansiëel sukkel, moet jy geld in die grond kry. As jy alleen voel en jy het nie liefde nie, moet jy liefde in die grond inkry. Dis waar? Amen. As jy kwaad en miserable is deur die lewe, guess what, sit jy in die grond in? Ja, dis waar. Jy eet die vrug van wat jy in die grond sit. Ek doen dit. Dan wat ek insit, dit eet ek. Die Bybel sê, dis so. Kom ons kyk gou die jakkals, eerste jakkals.
Sê saam met my die jakkalsie van geestelike skaamheid. Sê geestelike skaamheid. Wat beteken dit? Wat wil Eben nou hier sê? Jy sien baie mans en baie ouers en kinders vandag kan saam in een huis lewe. Ek in my kamer, jy in jou kamer. Baie mans en vrouens kan saam huise koop en karre koop. Baie kan saam finansies beplan. Baie kan self saam hulle besighede bedryf. Baie mans en vrouens slaap saam in een bed. Maar baie is te skaam om hardop saam te bid voor mekaar en vir mekaar te bid. Sê saam met my skaam. Die oomblik as die man sy vrou se hand moet vat en sy hart saam met haar voor God moet uitstort, slaan hy toe van vrees en skaamheid. Ek praat nie van bid vir die kos nie, want dis 'n rympie. Dankie Here vir die kos, sien die ander voorbereid en maak ons opreg dankbaar. Amen. Jy sien oupa Grootjie het gebid, pa het gebid, jy kan maar net sowel in kos sê kele Afrika sal dit. Met respek gesê, ek sê nie jy bedoel dit nie, ek sê dit is maklik want dit is 'n rympie. Maar om te gaan sit en sê Here, ek weet nie waar gaan ons môre geld kry vir kos nie. Of Here, by die werk is my omstandighede so, daai situasie of daai baas of daai onregverdigheid of Here, ek weet nie hoe om priester en man te wees nie. Help my om dit voor jou maat te bid. Dit is nie maklik nie. Of om vrou te wees en te bid en sê Here, help my. Ek weet nie hoe om met die kinders te hanteer nie. Ek weet is moeilik en ek weet ek raak kwaad, maar help my net. Gee my wysheid. Dis nie maklik om dit te bely voor jou man nie. Maar wat is dit? Dis trotsheid, dis skaamheid. Ek is geestelik skaam. Kan ek dit geestelik noem? Ja. Jy sien, ons kan die allerlaagste goedjies oor baklei. Dan is ons nie skaam nie. As dit kom by die geestelike dinge, dan is ons so skaam. Dis daai konsep van ek sal op pad kerk toe of op pad werk toe my kar eerder by alleen. Of ek sal stilte tyd hou op my eie. Dis daai konsep van ek op my, jy op jou. Ag, die Here ken ons harte. Jy sien, dis 'n jakkals wat wil verhoed dat ons saam in die teenwoordigheid by God kom en in waarheid God moet aanroep in ons tyd van benoudheid. Hy vraag is, kan die kinders in ons huis saam met jou en my bid? Nie net, Here seën ons vandag wanneer ons slaap, dat ons nie lelike drome droom nie, en wek ons op môre in Jesus naam. Amen. Ek praat nie ligtelik nie, ek wil met respek sê, kan hulle sê, Jesus, ek voel vandag depressief, en ek het gedink om jou lewe te neem. Want ek kan jou waarborg, daar's baie van ons kinders in die huis, wat dit nie wil doen nie, maar waar die gedagte vandag dalk opgekom het, en hulle kom. Daar's baie kinders vandag in skole wat emotionally and verbally abused word. Publicly en op social media ge-abused word, geboelie word. En dan wonder hulle, is dit nog nodig? Is dit nog, moet ek lewe? Kom ons los by die kinders, daar's familielede, daar's jou man, daar's vrouens wat al vandag hier sit, wat hierdie week gedink het, is dit nog die moeite werd om te lewe? Gaan dit nie makliker wees as ek maar nie meer hier is nie. Klein jakkels. Wat doen ek met daai klein jakkels? Gaan ek hom kos gee? Of gaan ek hom doodmaak? Jy sien, jy kan nie op 'n torteldier maak nie.
Boeta my sussie, as ons as familie, as man en vrou, as ons as gesin, nie saam voor God ons kan verootmoedig en hom aanroep nie, hoe gaan ons die storm deurkom? Hoe gaan ons? Ek sê nie, jy moet 'n teologiese meesterstuk gaan bid as man en vrou nie, maar kom ons begin net met iets. Kom ons stel 'n jakkalstrik op, kom ons stel 'n praktiese ding. Kom ons noem dit die 1 minuut reël. Kom ons begin om daai een praktiese ding in te stel en te sê ons gaan net vir 1 minuut bid en ons noem net 'n paar dinge net saam. Dis nie maklik nie, ons weet nie wat om te bid nie, maar ons gaan 1 minuut saam bid voor ons gaan slaap. Ons gaan mekaar se hande vat en dan sê ons net die volgende: Dankie Here vir my maat. Dankie vir my kinders. Vergewe ons sonde. Vergewe ons foute. En bind ons met liefde van Jesus. Amen. Jy sien, al begin ons net met daai sinnetjies, soos ons gebed vir die kos. Maar ons doen dit saam. En ons bid in eenheid saam. En ons vat hande. En ons begin mekaar in die oë kyk. En ons begin daai vrees, daai skaamheid afbreek. Kan dit begin groei? Hoekom? Want die Gees van die Here sal dit salf en sal dit seën. Nou begin Boetie en Sissie bietjie vrymoedigheid kry. En hulle sê dalk môre, Jesus, ek het 'n moeilike dag, help my. En pappa en mamma begin hoor. En ons begin die jakkalsies bietjie doodmaak. Môre sê Sissie dalk, Here, ek voel nie lus om te lewe nie. En ma wil dalk breek terwyl sy bid en pa wil die mannetjie se nek gaan breek wat haar hart breek. Maar hoe dit ook al sê, ons bid saam en ons sê Jesus, help ons. Ja, amen. Jy gaan nie by haar graf staan wanneer sy haar gehang het 2 weke, 3 weke later nie, met respek en liefde gesê nie. Hoekom? Want ons het die jakkalsie gevang. Yes. Voordat hy die land verniel het. Ek kan nie nou vir u die presiese persentasie sê nie. Ek praat onder korreksie. En ek het onlangs statistieke gelees en is iets soos, miskien moet ek nie dit sê nie, maar dis meer as 50% van vandag se tieners oorweeg selfmoord as 'n opsie. En julle weet wat is tieners geklassifiseer, né? 15 en onder. Baie van hulle is om aandag te trek, maar baie van hulle is regtig omdat die samelewing net te moeilik is. Kyk, ons braai jakkalsies doodmaak. Jy sien, as dit aan die begin te moeilik is om saam te bid, vat 'n psalm en lees die psalm hardop as familie saam. Vat 'n spreek daar's 31 spreuke. Vat 1 spreuke dag as 'n dagstukkie, maar lees dit saam. Begin iets saam doen om daai ding, daai jakkals van skaamheid te breek. Sê saam met my die tweede jakkals. Wat is sy naam? Sarkasme. Sê gou saam met my sarkasme. Saam met hom wil ek piggyback en sê terugbyt en 'n vuil mond. So die jakkals van sarkasme, terugbyt, terugkap en 'n vuil mond. Blaai nou saam met my na Spreuke 12. Proverbs, Spreuke 12 vers 17. Hy lees soos volg, hy sê, hy wat die waarheid spreek, vertel wat reg is. Maar 'n valse getuie spreek bedrog. Children, die Bybel sê jy moet die waarheid spreek en jy mag nie jok nie, né? So wie die koekies gesteel? Sissie. Vers 18. Wat sê vers 18? Ek wil hê jy moet hom onderstreep, want dis eintlik die deel wat ek wil hê ons moet hoor. Hy sê, daar is een wat onverskillige woorde uitspreek. Dis sarkasme in die oorspronklike vertaling. Soos swaardsteke, messteke, 'n swaard wat steek. Sê saam met my, onverskillige woorde. Sarkastiese woorde. Is so swaardsteke. Hy sê, maar die tong van die wyse is genesing.
Snaaks dat hy praat van 'n swaard steek wat 'n wond maak, maar dan sê hy die tong van die wyse bring genesing. Vers 19, 'n betroubare lip bestaan vir altyd, maar 'n valse tong vir 'n oomblik. Jy sien, hierdie jakkels gaan nie net om oor met mekaar te vloek en beklei nie. Hierdie klein jakkels is soos daai wat onder die blare in hardloop, wegkruip in die klein takkies in die lote vreet. Dit is hulle wat skuil agter sarkastiese opmerking oor die kos. Dis daai sug wat jy kry oor die handdoek wat op die vloer lê. Of daai koue, gevoellose stemwoord wat sê, jy irriteer my. Daardie daaglikse klein messteke wat gesaai word oor die laaste 3, 5 tot 10 jaar, bring meer verwoesting en bloeding in 'n huwelik en in verhoudinge as 'n groot bekleierery. Klein goedjies, klein steekies, ag klein grappies. Klein goedjies. Ag, my vrou ken my so, dis 'n klein steekie. 'n klein swaard steekie. Jy sien, klein steekies oor 10 jaar, oor 5 jaar. Wie van julle het nou die dag gegaan dalk vir 'n bloedtoets? En al wat hulle doen is hulle prik net daai vinger met daai naald. Klein naaltjie. Wie van julle like dit? Kom nou, wie van julle hou? Dis mos so klein. Dis net 'n druppeltjie. Nou, jy sê net daai een prikkie op jou vinger. Daarna, as jy so vat, dan ben daai ding baie sensitief. Vir 'n paar uur, vir 'n paar dae. Dis nie nou 'n prikkie man, maar hy bly daar. Nou dink nou as daai ding vir 10 jaar elke dag 'n paar keer op daai een plek geprik word. Hoe gaan jou vinger bly? Ag, is net 'n grappie. Is dit regtig 'n grappie? Kom nou. Kom ons wees eerlik met mekaar. Sy jakkels. Jy sien, daai jakkels het die vermoë om die lewe druppel vir druppel uit 'n verhouding uit te tap. As jy konstant negatief is en sleg praat met jou maat konstant kritiseer, jou maat konstant wantrou, jou maat konstant afkraak, konstant steek met 'n mesie, swaard, prik, onverskillige woorde. Wat doen jy? Jy maak dood. Wat se jakkelstryk kan ons opstel? Kom ons noem dit die jakkelstryk van 3 sekondes. Hulle het my al hoor praat van die 3 sekonde reël as dit kom by offense. Kom ons pas dit hier toe. Wanneer jou maat jou irriteer, of die kinders frustreer jou en hulle maak jou kwaad, of wanneer jy seer gemaak voel of iets doen, wag net 3 sekondes. Haal asem. Dink voordat jy praat en dink voordat jy iets sê en dink in daai oomblik wanneer jy selfbeheersing toepas en vra jouself die vraag. Die stemtoon waarop jy nou gaan antwoord. Gaan dit bou of gaan dit breek? Dit wat ek nou gaan sê, gaan dit opbou of gaan dit breek? Jy sien net 3 sekondes om 'n besluit te maak, gaan ek nou jou neus breek of gaan ek hom bou? Op party ma sukkel met daai ene, want die kind dink nog net aan wortel al gevlek. Die kind kry nie eens kans om te draai en weg te haal en dan gooi sy al met 'n borsel. Dis as dit skoon. Hy gebruik sommer die besig. So ergens moet ek vir myself die skill aanleer om te pos, asem te haal en te dink. 3 sekondes. Jy sien, as ek dit nie onmiddellik doen nie, is dit verby. Dis hoe vinnig hierdie jakkelsies inkom en verwoesting saai. Daai goedjies is so. 'n Jakkelsie gaan jy nie in hardloop nie. Jy moet 'n stryk stel voordat hy in die wingerd kom.
As hy eet in die wingerd is, tussen daai takkies maak hy so, gaan net so. En in die huwelik en die verhoudinge werk in dieselfde. Moenie jou kind probeer verander as hulle 13, 14, 15, 16 is nie. Jy moet hulle vang die oomblik toe hulle sê ek wil hê. Jy moet hulle reg groot maak. 'n Party van ons het nie daai voorreg gehad nie, want ons was self in die wêreld. 'n Party van ons struggle met ons eie jakkalse, maar dis die God wat ons dien. Hy's genadig, hy's liefdevol. Net soos wat hy jou kon red, kan hy jou tienerkind ook red. Amen. Dis hoekom ons Jesus nodig het. Amen. Net die manier hoe jy jou maat antwoorde met hom praat, of met haar praat in 'n situasie. In plaas van om sarkasties te wees, kan die situasie verander. Byvoorbeeld, gaan daai handdoek vandag self op die draad spring? Kom ons try 'n ander aanslag. Wat van? Stop. Haal asem. En met 'n sagte stemtoon. My liefling, sal jy asseblief die handdoek optel? Dit sal my baie help. Watter een ding julle sal bou en watter een sal breek? Van hierdie verdomde handdoek self op die draad spring. Ek moet hom elke dag optel. Ek moet hom elke dag optel. Of gaan jy net, jy tel hom elke dag op en dit gebeur. Wat gaan dit verander aan die situasie of jy nou breek? En of jy bou die ding mee dan. Maak vrede dan. Hy lê daar. Jou beklei, gaan hy homself daar kry of nie, hy lê daar. Daar's sekere goed wat jy nie gaan verander met jou houding, jou stem. Kom aan, hoe lang is julle getroud? 10 jaar? Het dit al gehelp die vorige 10 jaar dat hy ding self daar? Kom ons wees eerlik. Nee, dit nie. So probeer 'n ander taktiek. Insanity is doing the same thing over and over and expecting a different result every time. Pause, haal asem. En 'n rustige stem toe. Liefling, ek is ook moeg. Dit sal my baie help. Sal jy asseblief net die hande optel? Nou, hy gaan dalk vir jou lag, of sy gaan dalk vir jou lag, of hulle gaan dink daar's ek weet nog al sê, maar dit gaan dalk die situasie ontblom. En dis dalk net daai dag wat hy besef, joh, okay, of sy besef, kom jy die handdoek op. Kom ons wees eerlik, dis nie altyd net mans wat handdoeke op die grond maak. Ek weet van vrouens wat meer as net 'n handdoek op die grond maak. Haar kouse en haar klere ook. Nee, my huis nie, ek praat van ander huise. As ons huis besoek doen. Jy sien, dis praktiese goedjies, maar net die aanslag hoe ek dit doen. Die manier hoe ek dit praat. Om 'n jakkalsie te vang is nie maklik nie. Ek kan nou sê daai ding is so. Hy vra nie om in te kom nie. Hy vra nie toestemming om die lote te vreet nie. Hy vra nie, jy het hom 'n troeteldier gemaak, of jy het 'n gat in die heining gelos, of jy die hek wil gelos, of jy dit dalk nie gedoen nie. Hy kom nog steeds, maar jy moet hom doodmaak. Derde jakkalsie, daar's net nog 2 Derde ene is die jakkals van skerms in die slaapkamer. Sê saam met my, skerms in die slaapkamer. Wat is 'n skerm? Sien nie hoe my kop teen die muur. Lily, tel op jou skerm. Tel hom net so hoog dat almal kan sien. Draai hom om, hulle slip hom net agter. Dis die Bybel nie, dis nie 'n game nie. Dis 'n skerm, dis 'n telefoon, dis 'n tablet, dis 'n TV. Ons noem dit 'n skerm. 'n
skermpie, 'n TV, 'n screen. Kan ons dit 'n screen noem? Screen in the room, in the sleeping room. Is 'n jakkals. Sê saam met my, is 'n jakkalas. Jy sien, die slaapkamer was veronderstel. Luister mooi. Luister mooi, jong mense. Die slaapkamer is veronderstel om die allerheiligste van die huwelik te wees. 'n Plek van totale, en ek sê dit met totale respek, naaktheid, intimiteit en rus. Dis waarvoor die binnekamer, die slaapkamer bedoel is. Maar die hartseer saak is, Adam lê een kant op die bed, terwyl hy besig is om die suksesse en die rykdom van ander manne op TikTok en Marketplace na te kyk. En Eva lê op die ander kant, terwyl sy die perfekte lewens van ander mense op Instagram of met die blokkies bou besig is. En sy verlang na iemand wat sy nie ken. Jy sien daar die blou lig van die skerm, of van die skerm in ons kamer, het die derde party in ons huwelik. Wat is 'n derde party? Waar die woord van die Here sê, 2 moet by mekaar kom, is daai derde een, die een wat in die middel lê. Okay, daar's nog 'n derde party wat baie keer die probleem raak in die kamer. En met baie liefde is dit baie keer ons bloetjies, ons kindertjies. Ons hondjies. Sometimes the third one is our children. And how much we love you. You cannot take the place between Papa and Mama. Hoe lank gaan jou kind nog die derde party tussen julle twee wees? Jou kind is dalk al 5 of 10 en hulle slaap nog steeds in hulle kamer. Ja, maar sy's bang of hy's bang. Dink jy sy gaan eers uitgaan as hulle trou? Weet jy hoekom laat ons dit toe dat hulle tussen ons slaap? Want jy en mamma het niks meer vir mekaar te sê nie. En julle wil nie meer mekaar in die oë kyk. So dis maklik om vir Boetie, vir Sissie of vir Worsie. Dis wat sy nie met of wat is sy naam? Archie. Kom ons dit. Nou as jy alleen loper is, kan Archie seker maar jou voete warm maak. Ek het nie 'n probleem aan nie. Maar dis die uitdagings. Kom ons wees weer. Jy sien die blou lig, die telefoon en die tablets is 'n jakkals. En wat doen daai ding? Die blou lig en die telefoon veroorsaak dat ons nie meer oogkontak maak. Die skerms veroorsaak dat ons nie meer sielskonneksies maak. Hoekom? Want ek plug hom in terwyl ek op die telefoon is en die draadjie is net so kort, so ek moet lê hierdie kant toe, anders raak my battery pak. Kom, ek praat met ervaring, ek lief nie vir jou vanmôre nie. En mamma se draadjie is op die ander kant se kas, so sy moet daai kant toe lê. Wat doen ons? Ons lê rug aan rug, nie meer oog tot oog nie. Pastor, ek het nie 'n TV in my kamer nie, ja, maar jy het 2 selfone. What's the difference? In ons huis het ons nie TV nie. Ja, mense wat hierdie hele dag op YouTube en kyk movies, wat is hulle? Sal dit? Ons lieg nie vir mekaar nie. Of die skerm so groot is of so groot is, dis 'n ding wat 'n derde ding word in die huwelik. So kom ons is nie heilig hier nie. Dis die realiteit. En die probleem is, hy dring die binnekamer in. Die binnekamer is die allerheiligste. Daar waar ons mekaar met kokkenotch in die oë, speel ons nou games of ons kyk Marketplace of ons lê maar. Dis hoekom ons nie in die slaap kan raak nie.
Want die blou lig maak jou brein aktief. Prikkel die senuwees in die pores, wat noem jy daai goed? Daai goed in jou kop, ja. Die selle. Wat se goed ook al daai? Die sensors. Die verkeerde selle. Ons sukkel om te slaap. Nou sê ons my brein sluit nie af nie. Ek self was skuldig. Jy sien, ja, maar die selfoon is ons alarm. Kry 'n wêreldse alarm dan, 'n klokkie, en sit die telefoon op die speelkas. Ja, maar ek het hom 3 keer gesnoes. Dis hoekom ons verslaap. Hoor jy, ek sê nie jy nie, ek sê ons. Sit hom aan op die speelkas. Dit was koud, jy moet opstaan. Kry 'n klokkie wat jou dan wakker maak, of 'n ou bedalarmpie of iets, maar ons moet die jakkalsies doodmaak. Dis hoekom ons breine nie afsluit nie, want ons het 'n skerm in die kamer. Ja, maar ek moet op bystand wees. Ok, sit hom net 2 meter verder, jy sal hom nog steeds hoor lei. Dis my verskoning gewees. Ek moet kan hoor as iemand in die gemeente my in die aand nodig het. As iemand 'n WhatsApp stuur en ek moet bid, ek moet uitgaan, iemand is dood, daar's 'n probleem, moet ek kan hoor. Julle sal, dink ek jok vir julle, ek kry 11 uur, 11:30 in die nag, SMS'e. Hallo pastoor, hoe gaan dit? Ek's ernstig. En dis fyn met my, want daai individu het my op daai oomblik nodig. Okay? So my uur is anders as baie mense, ek verstaan. That's part of the bediening. So baie staan 4 uur op, 4 uur opstaan, want ek gaan slaap partykeer, dis 3 uur. Dis my vrou. So my uur is anders. Maar die realiteit is, ek het ook my foon misbruik. So ergens moet ek daai jakkalsie doodmaak. Want as jy dit nie doen nie, gaan hy jou doodmaak. Hy begin die ondervreed waar jy nie agterkom. Nou wip jy jouself vir jou vrou, sy probeer slaap en jy kyk 'n movie. En jy sit al aan vir jou spiteful, sarcastiese, halfde man. Wat doen jy? Plaas van saggies hoes. Toe ons verlief was, het ons so saggies gedraai. Nou is dit daai opdraai. Die hele mens om Dis in die hartseer saak is, ons verloor oogkontak, ons verloor sielskonneksies, baie paartjies is fisies naby mekaar, maar as geestelik myle van mekaar weg. Hoe maak ons daai jakkalsies dood? Hoe stel ons daai jakkals se strikke op? Ons sit die foon op die speelkas neer. Sal ons steeds hoor? Of vat hom weg van die kas af? Kom ons stel 'n tyd in, ons sê na 10 uur, na 11 uur, is ons nie meer op die foon nie. 'n half uur voor ons gaan slaap, lê ons net in die bed by mekaar en ons gesels saam. Ons bid saam, ons nou gesê oor die praktiese bedtye saam. Ons sit die TV af. Ja, maar kan sukkel om af. Nee, glo my, as jy vir 10 minute in jou vrou se oë kyk, nadat jy gebid het, en sy vertel jou haar hele dag, dis erger as 'n series op die TV. Jy gaan slaap. Jy gaan slaap. Glo jy vir my. Ek praat uit 'n vriend se mond. Nou, ek wil vanmôre sê, eet die vis en spoeg die graat uit. Ek weet, dis nie algemeen in almal se verhouding nie. My pa het gesê, eet die vis en spoeg die graat. As dit van toepassing is op jou verhouding, op jou lewe, pas dit toe. As dit nie is nie, ergens gaan jy dit dalk gebruik. Kom ons kweek nuwe gewoontes. Amen. Ons maak tyd vir mekaar. Ons lewe verby mekaar. Wanneer laas het jy jou maatjie in die oë gekyk?
Kom ons wees eerlik. Wanneer laas het julle net gelê en mekaar net gekyk in die oë? Wanneer laas jy met jou kind net gesit vir 'n paar minute en mekaar net in die oë gekyk? Wanneer ons op die tafel sit, is die fone daar. Wanneer ons voor die TV sit, is die fone daar. Wanneer ons in die karre ry, is die fone daar. Pas op dat dit nie 'n jakkalsie word. Die laaste ene, al saam met my asem. Die laaste, nou is ons al nog gehardloop, net die jakkals se hardloop. Maar ons moet omvang. Die laaste jakkals, as ek kan noem, is dit onderlangse verkleinering voor die kinders. Onderlangse verkleinering en afkraak voor die kinders. Jy sien hierdie jakkals, die loop dalk die meeste vernietigende pad. Want hy besmet die volgende geslag en die volgende generasie. Dit is wanneer ma vir die kinders sê, los dit maar. Want julle weet mos julle pa sal dit in elk geval nie doen nie. Hy maak altyd so. So maak praat van met die kinders sleg van pa. Of dis wanneer pa vir die kinders sê, moenie na julle ma luister as hy so emosioneel is nie. Dis maar daai tyd van die ma. Sy is weer op daai tyd. Jy sien, dit klink na 'n klein, skadelose opmerking, maar dit is 'n jakkals wat die kinders subtiel leer om nie respek vir hulle ouers te hê nie en om nie gesag te hê nie. En dit breek daai goddelike eenheid van die huwelik tussen mekaar af. En dit leer die nageslag en julle kinders hoe om hulle mans en hulle vrouens te hanteer. En dit bring verdeeldheid in die huis. Hoe stel ons 'n jakkalsval op? Hoe kry ons daai jakkals uit? Kom ons noem dit die verenigde front. Die man en vrou, ons moet 'n absolute onbreekbare ooreenkoms tussen mekaar maak. Dat ons maak die besluit. Ons gaan nie mekaar korrigeer, kritiseer of weerspreek voor ons kinders of voor ons vriende. As ons verskil van mekaar en dis regtig nodig, dan doen ons dit na die agter geslote deure. Dis nie maklik. Dis nie maklik vir my as 'n persoon, en julle ken die profiele, 'n rooi persoon met my persoonlikheid om stil te bly as ek sien iets is verkeerd of iemand doen iets verkeerd of ek stem nie saam. Ek is eerlik. En ek vind dit baie keer in die kerk, as ek sien iemand doen iets, dan wil ek dadelik iets sê. Of as die ander inval en sy praat, maak my stil, of ek praat met my sin en sy sê iets, dan wil ek haar stil maak en ek praat. Dan in my manier is baie keer verkleinerend, want nou sal ek vas, nee maar wag net, maar ek moet leer om my tong in toom te hou. Want wie's in beheer? My vlees of my gees? Baie keer sal iets gebeur, dan moet ek wag voordat ons praat, want daar's klein oortjies wat luister. Jy sien die manier wat ek haar gaan hanteer, is hoe Boetie sy vrou gaan hanteer, en sy kinders, hulle kinders gaan hanteer. En as ek vir hom sê, don't worry about your mom, she's just emotional. Môre gaan hy na haar loop en sê, why are you so emotional? Die uitdaging in ons huis, hy gaan sê, wat? What? Sy klap hom nie, maar bedoel, hy gaan deur 'n situasie gaan wat onnodig was. Sy gaan my nie klap nie, maar hy gaan die konsekwensies voel. Hoekom? Want my pa het mos gedoen, so I can do it. So he thinks he has the right to ask his mother, why are you so emotional? Hy dink nie dis verkeerd nie. Sy gaan na haar man toe eendag gaan en dink dis reg om voor die kinders en voor ander
vir hom te sê, en hom aan te spreek, en hom reg te help, en hom te bemoedig. So daar's 'n tyd, en daar's 'n plek, en daar's 'n manier. Kom ons wees versigtig. Partykeer sien ons dinge net van verskillende maniere. Het is nie nodig om altyd daaroor te stry en te beklei voor die kinders. Maar ons is nie meer in die wêreld nie. Ons is nie meer dronk nie. Ons is nie meer gerook nie. Ons is nie meer gepil nie. Ons tree nie meer op soos die wêreld. En as jy dit nou gelees, hy sê, soos julle vorige lewe was. Ons is nie meer daar nie. En dit vat tyd om hierdie jakkalsies dood te maak. Wat let's do. So 'n afsluiting van môre. As daar meer as een jakkalsie is. Ek glo nie die Heilige Gees vertrou vir ons, verwag van ons om vandag huis toe te gaan en te sê, nou gaan ons al die jakkalse doodmaak. Want menslik gesproke is dit onmoontlik om in 'n wingerd in te gaan as daar 20 jakkalsies is en al 20 dood te maak. Maar weet jy wat doen die boere? Hulle kry mense en hulle stel jakkalsvalle. En miskien het hy net 2 of 3 jakkalsvalle. Partykeer net 1. Maar hierdie week stel hy daai 1 jakkalsval. Daar's 20 jakkalsies, maar hy stel 1. En hy hoop, en hy vertrou, en hy probeer in geloof om daai 1 jakkalsie te val. En wat doen hy? Hy praat met sy vrou, met sy kinders, met die werkers, en dan sê hy, waar is die grootste geval? Ons sien by daai hoek, wat daai gat is, dis waar hulle gewoonlik inkom. Kom ons gaan stel daai jakkalsval daar, strategies. En dan hoop ons dat ons die hoofpyn stoute jakkalsie eerste val. Die wat eerste sy kop uitsteek. So wat sê ek, vanmiddag na etenstyd, of vanaand van ons die telefone skuif van die bedkassies af. Weer eens, jy kan die vis eet en die grate uitspoeg, of jy kan sê, Gees van die Here praat met my, help my, gee my wysheid, en ons dit doen wat ons moet doen, dan sit ek in my maatjie, of ek in my gesin, of wat ook al, en sê ons, wat is die grootste klein jakkalsie? Die stoutste een, wat ons hierdie week wil aanpak. Ons kan dalk nie almal vat nie, maar kom ons kies 1. En ons almal gaan hierdie week daai 1 probeer uithaal. Doodmaak. En dan probeer ons almal saam. En as dit moeilik is, dan vat ons hande en ons sê ons gaan saam probeer. Wat is daai 1? En weet jy wat, oor 3, 4, 5 weke het ons daar al die klein jakkalsies uitgehaal. Maar as ons vandag sê, ons gaan al 10 pak, maar ons is net 3 of 4. Môre is ons moeg gehardloop, ons het niks gevang nie. Hoe gaan ek hardloop af vir die jakkalse? Ons is hier. Gee my 'n geweer, dan kan ek hom dalk skiet, maar om jag, as jy kan. Ek sê, ek moet met 'n ander plan kom. Ek moet met 'n nuwe strategie kom. Ek moet vandag sê, Heilige Gees, help. Wie waar jy sit vanmôre? Is daar iets in jou gees? Is daar iets wat die Heilige Gees aan jou dalk openbaar? Sien, die kinders is dalk hier vanmôre met 'n doel. Miskien hoor hulle nie alles nie. Ek probeer op 'n plek praat waar hulle ook verstaan. Maar wat is daai jakkalsies? Wat is daai jakkalas wat ons moet gaan doen? En laas het ons mekaar in die oog gekyk. Hoe lang gaan ons nog daai jakkalsies troeteldiere maak? Dis tyd dat jy jou troeteldiere laat wil toe gaan. Laat hom laat hy vry gaan. Dis nie meer jou troeteldier nie. Dis lang al het hy gesterf. Lang al.
Hou op om 'n naam gee. Hou op vir hom kos gee. Hou op sê, dis my probleem. Het Jesus dan nie daarvoor gesterf? Solank jy hom voed, solank gaan hy afhanklik bly van hom. Amen. En afsluiting, die Here sê nie, jy moet dit in jou eie krag doen. Dis die voordeel om God te doen. Hy sê, as jy my aanroep in jou tyd van benoud, sal ek jou help. As jy nie kan nie, as jy my vra, sal ek vra, en vir jou sal gegee word. Klop, en vir jou sal oopgemaak. As jy wysheid kort kom, vra van die Here, wat vrywilliglik gee. Hy sê, die Here gaan nie die jakkalsies weggee. Hy sê, jy moet hulle vang. So dis nie, Here vat my storm weg nie. Dis, Here help my om in die storm en deur die storm te gaan. Here vat weg die jakkalsies. Nee, Here gee my die vermoë om die jakkalsies te vang. En om in te gee en sê, ek gaan nou maar net in die kombuis sit en kyk dat al die jakkalsies weggeloop. Ek gaan nou maar niks doen nie, want ek wil jou met my stel. Jakkalsies, kom vreet nou maar my vingerde. Ek gaan nou maar nou net die sit en doodgaan. Ek is nou moeg, ek is siek en sak, jakkalsies, kom maar. Kom nou, jy is groter as dit. Wat doen jy vir jou kinders? Jy leer hulle om op te gee, Pieter. Jy wys nou net vir hulle, it's fine to give up, to be a loser. En my God is nie 'n loser nie, en my God maak ek nie losers nie. Hy sê, jy is tot alles in staat, deur Christus, wat jou die krag. So staan op in die krag van die Here. Tel op jou kop. Jakob het ook so gevoel. Hy het op 'n stadium gesê, ek Jakob wurmpie klein. Maar net daarna toe sê die Here vir hom, mighty man, staan op. Tel op jou kop, man, en lei my vol. So there will be seasons, maar staan op in die krag van die Here. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die voorreg dat ons dit om vanmôre hier te kan wees. Is U nie wonderbaar? Kan ons dit nie vandag net kon sing? Net vandag deel te kon wees aan U woord, aan U liggaam, net om in die teenwoordigheid te kon wees. Ek weet vir baie van ons was hierdie week wat verby was 'n harde, moeilike, koue week. Maar vandag kan ons hier sit met nuwe hoop. En alhoewel ons klein jakkalsies identifiseer, weet ons is nie alleen nie. U is met ons. En ons hoef nie voor te gee nie. Ons vra vandag, saam met ons gesin, en saam met die kinders, Here, help ons. Ons het U nodig. Help ons. Heilige Gees, ons vra vir wysheid, insig, strategie, om met die bloed van Jesus, in die naam van Jesus, en met die woord van God, hierdie jakkalsies te kan doen, sodat ons waarlik vry kan wees in Jesus, en dat ons wingerde nie net kan bloei nie, maar kan vrug dra in Jesus, maar die vrug op sy seisoen sal deurkom. Ek pleit en plooi die bloed van Jesus oor elkeen in ons gemeente, oor ons kinders en ons nageslagte, oor ons mans en ons vrouens, oor ons ouers, oor ons verhouding. Here, daar is wat vandag moet werk, as die wat siek is, wat nie hier kan wees nie, die vandag ook by hulle stilstaan. Selfs die wat hierdie boodskap gaan luister deur hierdie week later, Gees van die Here, soos wat hulle nou luister, ontmoet hulle ook op 'n spesiale wyse. Die wat vandag seer het, wat ook gekom het met 'n verwagting, ontmoet hulle ook op 'n spesiale wyse. Ons vra dit in die naam wat oor elke naam is, Jesus Christus. Nou spreek ons die seën van die Here oor elkeen.
naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en mag die guns van die Here op elkeen rus. Ons bid dit in Jesus naam. Catch the little foxes, Amen. Catch the foxes for us, Lord, and little foxes, everyone.